Wel, en ons praat nou met professor André Dievenage van die Politieke Studies aan die Noordwes Universiteit. Welkom professor. Eerstens net ons storie oor die OVK. Dink jy ons kan daar vertrou? Freek, ek dink die OVK is onder geweldige druk op hierdie stadium. Daar's 'n aantal kontroversies. Ons dink aan die posisie van Pansy Kakula, ons dink aan wat gebeur het by Tlokwe en nou het jy ook verwys na die huidige insidente. En dit maak die OVK se posisie meer problematies in 'n verkiesing waar daar groter druk is as in die verlede. So ek dink met rede het ons kommer oor die OVK, maar gelukkig het die OVK 'n sterk tradisie en ons hoop hulle kan die tradisie van die verlede bly handhaaf. En dit is 'n tydstryd natuurlik. Die groot vraag is, gaan die ANC minder kry as van tevore, selfs onder 60% of nie? Freek, my eie scenario is dat 'n slegte saakperspektief vir die ANC is onder 60%. Maar meer waarskynlik gaan die ANC hier rondom 63% kry. My verwagting is dat die ANC eerder 'n 60% party is, maar hulle gaan definitief nie 'n 2/3 meerderheid behaal nie. En die Nkandla-faktor en president Zuma homself, sou dit nie dan negatief beïnvloed het nie? Freek, in 'n normale demokrasie, 'n westerse demokrasie, sou ons kon verwag dat dit 'n reuse impak kon hê, dat dit selfs die president se kop kon eis. Maar in ons konteks is die impak daarvan relatief min. Dit is so dat die impak gevoel kan word in jou middelklas omgewings. Hier dink mense aan die omgewings van Gauteng, jy dink aan Nelson Mandela Metropool, jy dink byvoorbeeld aan 'n gebied soos die Wes-Kaap. Maar onder die tradisionele ANC-ondersteuners, veral in die grootste provinsie KwaZulu-Natal, gaan die impak gering tot uiters beperk wees. En dit lyk asof Cope gaan inplof en meeste van sy lede oorgaan ANC toe. Freek, my verwagting is dat Cope onder gaan presteer, van 'n 7,5% omtrent gaan afgaan hier na tussen 1 en 2%. Die verwagting is wel dat hulle in die Noord-Kaap 'n bietjie beter kan presteer, maar die interessante is dat die ANC in proses is om daai steunbasisse te ontsluit en te herlei na die ANC toe. En daar maak die ANC weer op vir dit wat hy verloor in terme van die EFF, van daardie totale van diep in die 60 vir die ANC, of vlak 60, 63 vir die ANC. En dit lyk ook asof daar 'n bietjie mense oorgeloop het van die DA na die Vryheidsfront Plus toe, wat dan waarskynlik dit 'n bietjie beter sal doen. Wel, my indruk is dat die Vryheidsfront Plus van 'n 0,8% homself kan lig na 1,25%, moontlik 'n 1,5%, en dit hou verband met ontevredenis binne die DA, mense wat in die verlede DA gestem het, maar wat ontevrede is met die DA se hantering van die ekwiteitswetgewing en tweedens ook hulle standpunte ten opsigte van grondhervorming en landelike ontwikkeling. Dit is so dat die DA besig is om homself te herposisioneer na die swart middelklas toe, en dit is definitief nie aanvaarbaar vir sekere elemente van die tradisionele DA steunbasis nie. Terwyl ons nou van hulle praat, die kanse dat hulle gaan die Wes-Kaap behou, hulle het laas 51% gehad. My verwagting is dat die DA redelik gemaklik die Wes-Kaap gaan behou. 'n Totaal van hier naby 60 is ook nie uitgesluit nie. Die ANC het duidelik moeilikheid in soverre dit kom by die Wes-Kaap. Wat natuurlik baie interessant is van die Wes-Kaap, is dat die EFF volgens die Ipsos-peiling die hoogste steun het in die Wes-Kaap, hier rondom 8%, en dit maak dit 'n redelike interessante verskynsel in die Wes-Kaap. En dan net so vinnig en dan ten slotte die Noord-Kaap en natuurlik Gauteng. Wel, dit is die twee provinsies wat die DA aandui moontlik kan oorbeweeg na oppositiepolitiek toe. My standpunt daar is dat die ANC waarskynlik met verlaagde meerderhede gaan wen. Ek verwag nie dat die ANC in beide hierdie provinsies onder 'n 50% gaan presteer nie. En sou hulle onder 'n 50% presteer, is daar ruimte vir koalisiepolitiek. Goed, baie dankie professor.